Matteus 6 vers 14 en 15 sê, want as julle die mense hulle oortreding vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. My vriend, vergewe my as ek dalk so 'n bietjie hard oorkom vanoggend. Maar as jy nie vergifnis beoefen nie, gaan dit die kwaliteit van jou lewe hier op aarde nadelig beïnvloed en dalk jou kanse hemel toe omvergooi. Skryf dit op jou yskas. Dis hoe belangrik vergifnis is. Dis ernstig, maar nie gekompliseerd nie. Jy het nie 'n graad nodig om te verstaan dat as jy vergewe, sal daar ook vir jou vergifnis wees nie. Maar as jy nie vergewe nie, sal God jou ook nie vergewe nie. Ons is baie gou om die Onse Vader op te sê, maar besef ons regtig wat ons vra? Ons sê, Vader, vergewe ons skulde net soos ons skuldenaars vergewe. Vra dit 'n bietjie as jy sukkel om jou ma of jou broer of jou vriend te vergewe. My vriend, vergifnis is nie opsioneel nie. Die woord is baie duidelik dat ons vrylik vergifnis kan vra as ons ander mense maklik vergewe. Die woorde vergewe en vergifnis kom 66 keer in die Nuwe Testament voor. Dis hoe belangrik vergifnis en die krag van vergifnis is. Abba Vader, Here, deursoek net ons hart vanmôre. Indien daar enige iemand is wie ons nog moet vergewe, Here, laat ons dit nou doen. Dankie, Here, dat die woord baie duidelik is, dat U ons sal vergewe, as ons ander mense vergewe. Ons eer U, ons loof U en ons prys U, in die wonderlike naam van Jesus. Amen.